Welkom by die Klipkouers Potgooi, episode nommer 24. Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Passon. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. Klipkouer met wie ek vandag gesels is Stefan van der Walt. Hy is die eienaar en dryfkrag agter Premium Holdings. 'n Baie dinamiese maatskappy wat tophandelsmerke soos byvoorbeeld Nikon en Lexar eksklusief invoer, bemark en versprei in Suid-Afrika. Terselfdertyd investeer hulle in diverse maatskappye waar hulle aktiewe aandeelhouding het. 'n Goeie voorbeeld is King Price, die kort termynversekeringsmaatskappy wat Suid-Afrika versekering heidaglik op sy kop draai en waarvan die Duitse versekeringsreus Munich Re onlangs ook 'n aandeel in bekom het. Nog 'n goeie voorbeeld is Ford Performance Parts, waar hulle eksklusiwiteit het om die manne se Ford voertuie lekker warm te maak sonder dat dit die waarborg van die kar affekteer. Ek sien baie uit om meer van die Klipkouer en sy manier van dink en doen te hoor. Stefan, welkom. Baie dankie. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Ek is nou 50 jaar oud, amper so 30 jaar in besigheid, so 'n paar jaar gedoen in die koöperatiewe wêreld en van daar af in my eie besighede. Ek is 'n bietjie een van daai entrepreneurs wat so elke 2-3 jaar raak ek 'n bietjie kriewig, dan moet ek iets nuuts begin. So oor die laaste 30 jaar het ek so 32 besighede begin of opgebou of geïnvesteer. En ja, dis hoe jy leer. Klomp van hulle het gewerk en baie het nie gewerk nie. En ek dink so oor die tyd leer jy maar al die foute en jy sien partykeer waar die geleenthede is en probeer om nie dieselfde foute 2 keer te maak nie. Maar ek geniet besigheid, dis iets wat ek dink in my bloed is. Begin as 'n jong seun het ek begin toe ek op skool was al klein goedjies verkoop en te kere gaan en ja, ek dink 'n entrepreneur is baie keer net die gawe om in 'n plek in te gaan en 'n geleentheid raak te sien wat daar is. Want ek dink die geleenthede is rondom ons. Dit is baie keer net om dit net raak te sien en dan te kan gaan en iets daarmee te doen en iets te skep uit niks uit nie. Ja. So as ek net so 'n vraag aan die kant, so jy het nou die 32 besighede, is daar ene wat maklik jou kop uitspring wat jy dink dit was nou by verre die lekkerste? Ja, elke besigheid is uniek in wat jy doen en ek dink elke besigheid het seker iets wat mens van hou en nie hou nie. Daar's altyd goed in 'n besigheid wat jou frustreer. Maar ek dink my grootste sukses of jou eerste groot sukses dink ek is seker maar eers die een wat regtig sal uitstaan en dit sal die Nikon besigheid wees. Toe ek het oorspronklik die besigheid was baie klein in Suid-Afrika, ons het oorgekoop en het maar 5% aandele gehad, 5% markandeel gehad en binne 3 jaar was ons 50% of het ons 50% markandeel besit. So ja, dit was 'n lekker besigheid en wat lekker ook van dit is dit verskriklik baie faktore. So weet van verkope, bemarking, bestuur en so verskriklik baie geleer. En is een van daai besighede wat ek van die begin af betrokke by was, my hande vuil gekry het en ek het dit baie geniet. Die eerste liefde. Eerste liefde, ja. Wat se probleem los jou besigheid op? Ek dink ek is in verskillende besighede in die ekonomie, ons het probeer om te kyk watter is die besighede wat in die ekonomie
in die volgende 10-20 jaar nog daar gaan wees en ons het probeer om of besigheidsgeleenthede te begin in dit of te investeer. So elke besigheid is iets anders, maar ek dink wat ons probeer doen is elke keer as ons 'n nuwe besigheid begin, kyk ons wat kan ons anders te doen as wat in die mark aan die gang is. So as ek kan vat die rede hoekom ek in King Price korttermynversekering betrokke geraak het was omdat ons wou in die mark inkom, ons wou deursigtigheid in die versekeringsbesigheid inbring, ons wil integriteit ingebring het en ons wil vir die mense premies gee wat laer is as ons kompetisie en wat baie regverdig is. En dit het gemaak dat die besigheidsplan werk en dis kom ons betrokke geraak het by dit. So ek dink elke ding het iets anders te bid. Nikaan voel ons weer, ons dra by tot mense bietjie anders na die wêreld te na kyk. En daar's verskillende stories wat mense nou maar hoor oor die jare van mense wat in depressie was, wat begin het met fotografie en het hulle gehelp om daar uit te kom, of weet 'n huwelik wat op die rotse was en die man en vrou begin fotografie doen en saam vat net jou aandag bietjie af van die probleem en jy voel jy baie keer dat jy verkoop nie net 'n produk nie, maar jy maak 'n verskil in mense se lewens. Dis baie interessant. Wat maak jou besigheid anders as jou kompetisie? Nou ek wil jy het nou reeds in 'n mate nou spesifiek met King Price met laer premies en so aan, maar as weer eens as 'n geheel, wat sou jy sê is anders en uniek? Ja, ek dink een van die groot goed wat ek in glo is dat al en vandag, weet in die laaste 10 jaar, 'n diens is 'n baie groot faktor en veral in ons land. Wat as jy net 'n bietjie beter diens as jou kompetisie gee, is dit asof dit altyd mense verwag dit nie. En ek dink ons het so gewoond geraak aan swak diens in ons land dat as jy iets bietjie beter doen, dit dadelik help. So ek dink van 'n diens oogpunt af probeer ons altyd kyk wat kan ons doen om meer te doen. Ons kyk altyd wat se waarde kan ons toevoeg tot die individu. Weet ons wil nie, ek wil emosioneel betrokke wees by my verbruiker. Ek wil nie net vir my produk verkoop en wegstap nie. Ek wil kyk hoe kan ons 'n verhouding bou op 'n langtermyn. So ons kyk altyd na wat is daar wat ons kan bydra addisioneel tot hom net die produk koop en kan ons 'n pad stap saam met hom. Is baie goeie benadering. So natuurlik, dit sluit nou mooi aan by vraag 3 in terme van om nuwe kliënte te werf. So ek dink daai is natuurlik altyd daai waarde wat hulle toevoeg, soos jy emosionele konnotasie so aan daai dienste. So hoe gaan jy te werk om nuwe kliënte te werf? So ons het weet besighede, elke besigheid vind ek het 'n ander tipe aanslag as dit kom by bemarking wat werk. Wat in 'n versekeringsmaatskappy werk, gaan nie noodwendig werk in jou besigheid wat kameras verkoop nie. Maar een ding wat ek agtergekom het is dat baie keer probeer ons te veel na die tradisionele manier kyk van bemarking en ons dink dit gaan 'n groot klomp geld vat. En ek hou van wat ek noem guerrilla marketing, om meer selektief te wees. Daar is verskriklik baie waarde in die verbruiker wat jou produk gebruik om daaroor te praat. Ek sê altyd 'n persoon wat 'n advertensie in 'n tydskrif sien, glo nie altyd wat hy lees daar nie, maar as jy by 'n braai staan en jou vriend vertel jou hoor hierso, kyk wat so mooi foto's het ek geneem met my kamera, dan is dit baie meer geloofwaardig en die kans dat hy dan daai produk gaan koop is baie groter. So ons fokus nogal baie daarop om te sê, hoe kan ons maak dat ons verbruikers praat oor ons produk? En ons gebruik dit nogal as 'n groot aanslag om bemarking daar buite te doen. En sal julle nou uitgaan om met die ouens weet fisies te sal hulle opneem, hoe gaan julle te werk? Hoe werk daai proses? So wat ons doen is kom ons vat maar die kamera besigheid wat makliker is dat ons doen verskriklik baie gratis werkswinkels. So omdat ons in 'n spasie is waar dit dis mense se passie, dis 'n bietjie van 'n stokperdjie. So mense is baie keer meer gewillig om hulle tyd te gee. So ons reël baie werkswinkels, meeste van hulle gratis in die begin, om die persoon geïnteresseerd te kry en ek dink om hom opgewonde te kry. En is interessant, ek het oor die jare al gesien dat baie keer as mense die produk gebruik en al is hy die persoon agter die produk wat eintlik die resultaat gee, komplementeer hy die produk. En dit maak dat mense oor jou produk praat en hulle komplementeer jou produk en dit maak dat die volgende ou dan die produk gaan koop.
So dis werklik ek behalwe sê industrie dat my al die jare terugdink skooltyd wat ek sal nooit vergeet, ek het nou die dag gesels actually oor my eerste dier tennisraket. Dit was 'n John McEnroe, 'n Dunlop. En dit was vir my, ek was so trots op hierdie raket. Ek het elke keer as ek klaar gespeel en dan vat ek 'n koutjiepen dan kleer ek die swart Dunlop 'n logo op my raket. Terwyl ek hom weer in laat hy nie afgaan nie. Maar ons altyd gespot en sê die raket maak nie die man nie. Nee, so daar was nou seker ouens wat met sy houtraket opgedaag het, dan skop slaat jy uit mekaar uit en die ander ou die nuutste raket en kan nog steeds nie 'n goeie hou slaan nie, maar lyk my met die elektronies met julle tipe produk is dit interessant genoeg andersom. So dit is werklik die persepsie dat dit die masjien maak die man. Ja, ek dink so, ek dink ons het dit ook gesien, ons het 'n paar wat ons noem ambassadeurs, ons het mense gaan soek in die samelewing wat in verskillende areas van die samelewing is en ons het hulle gekry om ons produkte te gebruik en baie keer kyk mense net daarna en sê hoor as dit goed genoeg is vir hierdie persoon, dan moet dit goed genoeg wees vir my. En ek dink dis wat Nike dalk so suksesvol gemaak het om 'n produk daar te skep wat nou deur almal gebruik word en nie net sportmense nie. Yes. Want as dit goed genoeg is vir die sportsman om te dra wat die beste ou in sy veld is, dan moet dit goed genoeg wees vir my. Wat is daai, jy praat nou van jou ambassadeur, so as jy kyk na Nikon se verkope, as ons net ek wou sê in kan zoom op Nikon. Is die gros professionele ouens? Is dit nog steeds jou stokperdjie ouens en hoe vergelyk daai twee? Ek neem aan die pro spandeer ook natuurlik nou baie meer, nee. So wat is hoe vergelyk daai? Ja, dis eintlik baie interessant is dat toe tegnologie begin verander het na digitaal toe en dit in die kamera wêreld ingekom het so is nou al 10 jaar seker. Het ons nogal gesien dat dit baie verander het. So die kamera nommer 1 het 'n kommunikasie toerusting geword. So mense gebruik kameras in besigheid om sekere goed te kommunikeer. Maar as jy kyk na ons verbruiker, is interessant genoeg ons grootste groep van ons kliënte is die persoon wat dit gebruik as 'n stokperdjie of wat dit gebruik om by die huis die foto's te hou. Ek sê altyd vir mense, as jy kyk na wat mense spandeer op troues, hulle spandeer die meeste tyd en geld oor wat gaan ons eet en hoe die plek gaan lyk, maar binne 'n week het almal dit vergeet. Die enigste ding wat jy oor het is die foto's 20 jaar later. En dit is wat belangrik is en ek meen baie mense besef dat foto's van of die waarde van foto's is eers regtig waardevol oor 'n langer termyn. En ek dink dis hoekom dit nog 'n groot deel van ons mark is. So ons het baie meer in mense wat dit gebruik vir stokperdjies, soos ek sê die persone wat dit wil gebruik om hulle families en basies af te neem en vir vakansie en so. En dan baie professionele of nie professionele nie, senior persone in besigheid, so of besigheidsmanne of mense in besigheid wat op 'n vlak kom waar hulle kan geld spandeer op 'n goeie stokperdjie. En die lekker ding is, dis iets wat jy kan doen as jy van 4 jaar is tot die dag 80 is. En ons sien dat dit vat basies help mense om 'n bietjie hulle kop weg te kry van die werk af en fokus op iets anders. En as jy deur 'n kamera se lens kyk, dan kyk jy baie keer anders na die wêreld. So ons gebruik baie van hierdie projekte vir kinders ook om net kinders wat bietjie deur moeilike tye gaan. Laat hulle betrokke raak by fotografie en skielik begin hulle anders te dink en sien goed anders te so deur 'n kamera se lens. So en interessant 10 jaar terug was alle kameras wat gekoop is deur verbruikers amper 90% was deur mans gedoen. Vandag is 60% deur vrouens gedoen. So dit het totaal en al verander. So wat baie interessant is hoe meer vrouens betrokke raak by dit. Dit is baie interessant. En die terapeutiese waarde daarin, ek het nog nooit so aan gedink eers of besef nie. Baie interessant. Wat is heidaglik of histories groot pyn in jou besigheid? Ek dink een van die grootste probleme wat ek agterkom en is in al die besighede wat ek betrokke is die probleem met daar is nie genoegsame senior bestuurders in ons land mee
beskikbaar nie. Ons sukkel verskriklik om sterk senior bestuurders te kry, mense wat eienaarskap kan vat in besigheid, wat ondervinding het om veral in hierdie moeilike tye besighede deur die water te trek en weet die probleem is om die regte mense in jou besigheid te kry. Jy het altyd 'n goeie sterk persoon nodig. Weet ek vir baie jaar het ons altyd gesê dis die span wat tel, maar ek het nou al agtergekom dat die jockey, die ou wat voorstap is die belangrikste. Maak nie saak hoe goed die span agter is nie, as die leier wat die besigheid dra nie die kennis het nie en hy is nie sterk genoeg nie, maak nie saak hoe goed jou span onder hom is nie, daai besigheid gaan nêrens heen gaan nie. En in moeilike tye het jy ondervinding nodig. En ons sukkel, dis ek dink een van my grootste frustrasies is om die regte persone in te kry en leierskap om die besighede te bestuur. En dis nie soseer die ondervinding nie, ek sal sê die industrie ondervinding, want daar's tog 'n goue, ek sê bestuursdraad wat en ondervinding wat jy deurtrek so op 'n sekere vlak kom, net. So dit is net doeteenvoudig senior bestuurders, nie net noodwendig spesifiek uit die kamera-industrie. Nee, ek dink ek het nou gekyk, ek sê altyd besigheid is eintlik almal dieselfde, weet ons, die produkte is bietjie anderste en die waardes is bietjie anderste, maar op die einde van die tyd is dit besigheid se core funksies is maar eintlik dieselfde. En dit is mense wat die ondervinding het en eienaarskap kan neem. Ek dink ons sien al hoe meer en meer die probleem dat mense wil nie meer eienaarskap vat en goed bestuur daarvolgens nie. So dis nogal frustrerend. Dit laat my dink selfs in die skoonmaak met die skoonmakers. Is altyd interessant hoe die ou wat natuurlik dis nou weer in die jy weet dis die wegspringplek van werker, maar die ouens wat alle jare, die ou wat die hardste kla en oor die geringste dingetjie, veral wanneer ons kry 'n oproep en ons kry baie keer die oproep, hoor jy skuld my 2 pond, skuld my 3 pond, nee weet jy, dis jy tax betaal, maar daai is dieselfde probleem 'n werker. Ja. Dis altyd 'n korrelasie. Ou wat jou harde tyd gee, is ook die ou wat hy doen ook nie die beste werk nie. Dit is vir my, ek sê ironies nie, dis net dit is ongelukkig so daai entitlement ding wat kom, maar die ou wil nie, hy wil sy check hê aan die einde van my, sy salaris check, maar hy wil nie effort hy wil nie die ekstra myl gaan nie. Ja. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Nou ek neem aan met 32 besighede het jy heel wat. Maar in die goeie sin van die woord, nee, dis mos nou 'n man leer. Ek dink jou grootste fout in besigheid is seker waar jy jou grootste verliese gemaak het, as ou daarna kyk. Maar ek dink as ek kyk na die grootste verliese wat ons gemaak het, elke keer was dit wat ek noem die verkeerde jockey. So ons het 'n produk of geïnvesteer of 'n besigheid begin met 'n uitstekende produk. Die mark was reg daarvoor, dit kon suksesvol gewees het, maar die leier aan die hoof het nie geweet of hoe om dit te doen nie, of was te arrogant om bietjie te praat met die mense om hom en bietjie insaag te kry en as hy nie die regte besluite kon maak nie. So ek dink my grootste probleme in die verlede of foute wat ek gemaak het was om verkeerde mense aan te stel. Want 'n goeie produk maak nie altyd 'n goeie besigheid nie. En weet baie keer het ons hierdie briljante idees, maar jy die regte persoon nodig om dit vorentoe te vat. So dit is ek dink een van die groot dinge. En ek dink die ander ding is ook wat ek agterkom eers later in my lewe is die feit dat ek dink mens maak baie keer te vinnig besluite. Weet jy, dink altyd hierdie is die laaste geleentheid. Jy moet dit, as jy nie nou dit vat en hardloop nie, dan gaan jy dit verloor. En ek het geleer dat baie keer moet ons net bietjie langer dink op die groot besluite. En daar sal altyd besigheidsgeleenthede wees. Ek is 'n groot voorstander in besigheid om maak net ten minste 'n besluit. 7 van hulle gaan heel waarskynlik verkeerd wees, maar maak jy die besluit. Daar's niks erger as bestuur wat nie besluite kan neem nie, maar ek dink as dit by groot besluite kom van wil ek in hierdie besigheid investeer of wil ek dit begin, dink ek moet kyk 'n bietjie meer tyd vat en die ding meer dink en met meer mense om jou praat. Ek dink weet ons as Afrikaners is gewoond om ons ding op ons eie te doen. Daar is soveel waarde daarin om net bietjie met ander besigheidsouens te praat en
amper daai soundboard te gebruik. En Yes. so wat dink jy hieroor en kry onemosionele terugvoering in dit in. En ek dink daar's verskriklik baie waarde in dit wat ons nie gebruik nie. Ons verwys daarna in Engeland, the board you can't afford. Ja. Is daai paar manne wat jy vertrou, wat jy bietjie net daai klank as klankbord gebruik, jy weet, Ja. en ek het 'n paar keer, ons kom een keer 'n maand bymekaar, so 8 ouens, en ek is telkemal, ek weet nie hoekom ek nie leer nie, maar ek sal baie keer 'n probleem hê, wat ek het hom nou van 700 angles gekyk, en dan kom ek half so, en ek sê, ag weet jy, ek gaan dit maar net vir die ouens gee, want hulle gaan nou niks vir my, wat gaan hulle vir my by, weet, Ja, kan, sê. yes, dan gooi hierdie manne vir my, van alle angles wat jy nooit nie, weet, nooit aan sou kon dink op jou eie nie, dis Ja. dit is eenvoudig soos dit. Hoe hanteer jy daai oomblikke van onsekerheid en vrees? Ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink as 'n onsekerheid is, kom ek terug na die ding toe ek het ek gemaak gebruik van 'n klomp persone om my, mense wat sukses in besigheid behaal het, wat 'n suksesstorie het. So as ek onseker is, dan veral op groot besluite, dan sal ek eerder met hulle gaan sit en gesels en net bietjie hulle siening kry op goed. As ek kom by vrees, dis iets wat ek probeer van weg af bly, want ek dink die oomblik as jy begin vrees toelaat in jou lewe, dan dink ek gaan jy, of dan maak jy die verkeerde besluite. Ek dink vrees is eintlik baie gevaarlik, of paniek in besigheid, is dat jy maak emosionele besluite op die einde van die dag, en nie langtermyn goeie besluite nie. So, dis iets wat ek van al wegbly. Ek dink van 'n gelowige oogpunt af is dit iets wat ou nie veronderstel is om in jou te hê nie. So ek glo altyd dat daar 'n oplossing gaan wees, maar ek dink paniek vir my is die groot ding. Dis ek was al baie keer in situasies waar die ekonomie sleg gaan en dit lyk of alles gaan verkeerd gaan, maar dan probeer jy net kom terug na die basiese goed toe en moenie toelaat dat jy paniekerig raak en in daai paniek besluite neem nie, want dit is altyd die verkeerde besluit. Baie goeie advies, nee. Dis wat is daai ou gesegde van only thing I fear is fear itself, nee. Ja. Maar dis waar wat jy sê, dis 'n emosie. Dis 'n emosie, emosionele toestand. Ja. En jy kan nie nugter besluite neem. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwai waardeer. Dankie. So wat is sagte ware of applikasies vir jou baie waardevol, sou dit nou persoonlik of dan besigheid wees? Kyk, ons gebruik verskillende tipe sagte ware in die besighede, maar ek dink as ek net kyk na sagte ware, ek dink die belangrikste ding vir my is, maak nie saak wat se spesifieke produk ek gebruik op die einde van die dag nie. Die produk moet vir my kan daaglikse inligting gee. Ek dink vir my is inligting is een van die belangrikste bestuurs tools, ekskuus vir die woord, wat jy nodig het. Ja. Ek dink ons maak baie keer verkeerde besluite of baie keer vir die besigheid, vir kleiner entrepreneurs, word die verkeerde besluite geneem want hulle het nie die inligting by hulle of wat op datum is nie. So dis nogal 'n groot fokus vir ons in al ons besighede om ten alle tye die inligting te hê. Ons probeer dit so eenvoudig as moontlik maak. Ek noem altyd kyk na die gesondheid van die besigheid. So ek het so 8 na 10 verskillende goed wat ek elke dag wil sien. En op dit kan ek baie vinnig sien wat die gesondheid van die verskillende besighede is en moet ek in aksie neem of wat ons moet doen. So ek dink inligting en die gebruik van dit is verskriklik belangrik, maar moet dit nie oorkompliseer nie. Ek dink daar's baie goeie produkte daar buite, maar baie keer is dit meer as wat ons nodig het. Weet hulle het al hierdie mooi goed, maar ek het al geleer jy gebruik 80% van dit nie. Gebruik liewer so iets wat eenvoudig is, vinnig vir jou antwoord kan gee, daagliks op datum gehou kan word en jy dit altyd by jou. Ek dink dit is vir my die mees belangrikste. En dit maak dit ook gekompliseer, nee. Omdat wat jy nou al hierdie addisionele funksies so goed maak 'n man se kop net deur mekaar in die leer, soos jy sê, in steede van net na die basiese. Ek het interessant, ek het verlede week gesels ek met 'n ou, hulle fokus op
finansiële dienste, so boekhouding en maar alles meer digitaal, alles papierloos, soos alles digitaal en so aan. En ek was verbaas, hy's actually tweede ou wat vir my gesê het dat, ek vra toe vir hom, nou wat maak julle ons anders? Hy sê toe wel, een van die eerste goeders, ons inligting vir die entrepreneur is vars. Ons elke maand, okay, jy sê elke dag, nou ek neem, maar dis nou natuurlik die voordeel wat jy nou jou eie manne wat direk vir jou werk. Maar ek was verbaasd, hy sê wel, elke maand kry inligting, waar party klein besighede elke 6 maande, of 1 keer 'n jaar, dan kry hulle finansiële state om te sien, so hulle vlieg letterlik blind. Ek was geskok geweest om te hoor dat daar ouens is daar buite wat okay is om, wel, ek wil amper sê, gee hom nou 1 keer in 6 maande te kyk wat in die besigheid aangaan. Ja, ek dink vir my is dit is 100% reg wat jy sê. Ek kan nie vir sê hoeveel entrepreneurs ek mee praat wat jy agterkom, hulle kry hulle state 1 keer 'n jaar en hulle het absoluut geen idee nie. En vir my in besigheid 30 dae op maandeinde om jou inkomste state te kry, die maand's verby, jy kan nie meer daai maand verander nie. So dis hoekom daaglikse inligting vir my so belangrik is, dat jy kan ten minste baie vinnig besluite neem. En weet, besighede maak toe omdat hulle kontantvloei bestuur nie gedoen word nie. Dis nie omdat hulle nie genoeg verkoop het nie, dit gaan alles onder kontantvloei. En dit kan jy nie 1 keer 'n maand of 1 keer in 6 maande na kyk nie, jy kyk na dit daagliks. En ek het al gesien hoe besighede omgedraai word deur net dit in plek te sit op 'n daaglikse basis. So die waarde van inligting is so belangrik, en ek dink daar's sulke goeie programme deesdae daar buite beskikbaar vir ons om te gebruik, dat dis een van die beste beleggings wat jy kan maak, is om 'n goeie stelsel te kry wat jou daagliks inligting kan gee. Baie goeie advies. Wat is jou gunsteling aanhaling? Ja, dis sê oor die jare het weet leer ou 'n klomp goed deur besigheid, en dit het al hierdie aanhalings, so net een uithaal is seker moeilik. Kom my 'n paar. Ja, kom ek vir jou 'n paar. Mense sê altyd, vra altyd, hoe is jy so suksesvol, of mense dink sukses kom vinnig. So ek sê altyd, oornag sukses vat ten minste 10 jaar. Daar moenie te haastig wees nie. Ek dink dit is een van die groot foute wat ons maak in besigheid, is ons wil oornag sukses hê, en dis onrealisties. Dit vat 10 jaar vir jou om besigheid te verstaan, en baie keer is ons te hard op onsself. Ons wil nie, as ons foute maak of verkeerde besluite, dan wil hy amper ophou besigheid doen. Ons gaan almal foute maak, dis deel van besigheid. Ek het al agtergekom in besigheid dat as jy net die besigheid 'n stabiele platform kan gee in moeilike tye, laat dit toe dat jou mense wat die besigheid bestuur meer kreatief is, en besigheid kom dan outomaties eintlik reg, en dan groei dan. So baie keer doen net die basics reg. Kry net 'n stabiele platform, en die groei en goed kreatiwiteit sal natuurlik van daar af uitkom. Ja, en dan ek dink die ander ding wat ek nou nog gesê het, van moenie in panieke tye besluite maak nie. Stel dit uit. Dis die tye wat jy nie vinnig besluite maak nie, as jy paniek begin raak, want jy gaan die verkeerde besluite 100% maak. Ja, en ek dink dan die laaste ding is, wat vir my belangrik is ek het al agtergekom dat baie keer is karakter baie meer belangrik as 'n klomp universiteit dokumente. In besigheid, as dit moeilik gaan, of is dit die ouens wat regtig hard moet werk, as dit moeilik gaan, dan sit karakter wat oorvat. En 'n goeie karakter sal altyd 'n besigheid vorentoe vat, en probleme uitsorteer, nie noodwendig die kwalifikasies nie. Hou daarvan, en ek stem 100% saam met jou. Steven, verskillik dankie vir jou tyd, man. Dit was nou lekker gesels gewees. Hoe kan die Klipkouers met jou kontak maak? Ja, so ek dink die maklikste manier is seker maar per e-pos, en is Stefan@premiumgroup.co.za, of op ons webwerf wat www.premiumgroup.co.za is. Baie dankie. Sterkte met al die dinge, dit klink baie opwindend, en ek hoop om gou weer met jou te gesels. Baie dankie vir die voorreg.
Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.